Shanay, ons kuier saam, weer, dankie. Hierdie is ons gereelde praatjie oor versekering. Shanay is ons spesiale gas. Sy's 'n makelaar in Pretoria, ook 'n spesialis. En sy het gesê sy wil vandag gesels oor twee vinnige onderwerpe. Ons gaan dit nie so lank soos die vorige episodes maak nie. Die een is onderversekering en die risiko's daar rondom. Jong, ek kom agter die laaste paar jaar is daar kliënte is baie oningelig as dit kom by onderversekering. Hulle ken die term, maar hulle weet nooit regtig wat dit beteken totdat daar 'n eis is en hulle dan nou die nagevolge daarvan voel om onderverseker te wees. So ek het gedink ons kan net vinnig bietjie daaroor gesels. Miskien kan ek 'n bietjie grys vir die kliënte net uit die weg ruim, dat hulle dan 'n bietjie meer duidelikheid het daaroor. En dan as dit kom by die opsionele dekking, daai toegevoegde waarde produkte wat beskikbaar is, nie almal stel hierdie goed beskikbaar vir kliënte nie, maar baie kliënte weet ook nie dat hulle hierdie opsies het nie. So dis dalk net bietjie goed om hierdie goed oor te gesels. Hoe weet ek is onderverseker? Jy weet, ek skat die waarde van my huis of my voertuig se waarde is nou maklik, want dis in die kleinhandel redelik beskikbaar en ek dink die syfers wat daar beskikbaar is redelik akkuraat. Maar wanneer dit kom by huisinhoud en veral die goed buite my huis, as 'n mens iets het soos 'n lapa, mans het 'n garage waarin hulle bietjie timmer en werk doen en party ouens doen nogal groot dinge daar en maak goed so op 'n seilyn. Ja. Hoe weet ek is onderverseker en hoe bepaal ek daai waarde akkuraat? Alright, so eerste ding wat ons net moet mee wegspring is om te sê, jy is altyd verseker vir al jou bates behalwe voertuie teen vervangingswaarde. So ons wil vir jou kan terugsit in die posisie wat jy was voor die verlies, en om dit te doen moet ons seker maak die waarde op die polis is wel genoeg. So met 'n persoonlike polis soos jou voorbeeld nou, gaan jy 'n huis hê en jy gaan inhoud hê en jy gaan buitegeboue hê soos 'n motorhuis of 'n woonstel of 'n Wendy. Al hierdie dinge het inhoud, losstaande inhoud wat 'n mens rond kan skuif en saam met jou trek as jy nou trek die dag. Die maklikste manier hoe jy dit kan bepaal. Miskien moet ek net eers gou sê, daar is baie kliënte daar buite wat vir ons as makelaars vra, sê vir my vir hoeveel moet ek dit verseker, want ek wil nie onderverseker wees nie. Ons mag onder geen omstandighede vir 'n kliënt sê, jy moet vir soveel verseker wees nie. Dit mag ons glad nie doen nie, al vra ons wat se fooie, dis glad nie deel van 'n diens wat ons lewer nie. As ons vir jou sê R500 000 byvoorbeeld, en jy is dan nou effektiewelik onderverseker, dan is dit ons skuld, ons mag glad nie daai waarde bepaal nie. So, daar is die langer proses, vat bietjie tyd, is 'n inventarisvorm wat 'n kliënt voltooi. Dis 'n dokument wat jou makelaar aan jou kan voorsien, of jou direkte versekeraar as jy nie 'n makelaar het nie. Hierdie dokument is amper 'n een bladsy one-pager. Hy breek vir jou elke vertrek op in sulke blokke, en dan sal hy nou in elke blok vir jou voorbeelde gee, soos hy sal sê kombuis, dan sal daar staan breekware, messe en virke, jy weet jou eetgerei, die inhoud van jou yskas en jou vrieskas byvoorbeeld, en by 'n kamer sal hy nou sê, die bed, die beddegoed, jy weet, so gaan dit nou aan. Dan is daar 'n blokkie langs elke beskrywing, en jy gaan dan nou 'n waarde daar gaan insit. So, hoekom ek sê dis tydsaam, is jy moet gaan opkyk wat is die waardes. In die ou dae moes die mense na die winkels toe gaan, vandag het ons gelukkig die internet, so dan gaan jy nou maar gaan kyk, jy gaan op 'n spesifieke winkelsentrum of 'n winkel wat meubels en so sal verkoop, dan kan jy sommer daar gaan kyk, soortgelyke item wat jy het, baie belangrik, soortgelyk, so as jy, ek sê altyd vir kliënte, as jy 'n Coricraft bank het, dan gaan ons nie vir jou 'n Joshua Door bank gee nie, ons gaan vir jou terugplaas in die posisie wat jy was, jy kan dan op byvoorbeeld 'n Coricraft website gaan kyk, en so gaan ons dan nou aan. Op die einde van daai bladsy, dan tel jy elke liewe kolom of vertrek se waardes bymekaar. Ek verkies om dan eerder net 10 of 15% daarby te sit, net vir daai ekstra beskerming. Iets soos 'n motorhuis byvoorbeeld wat jy genoem het,
kliënte vergeet hoeveel goed is in daai motorhuis. So jy gaan nie noodwendig dink aan 'n man gaan dink aan sy gereedskap wat daar binne is. Hy gaan nie noodwendig onthou maar daar slaapsakke ook of hy het nog 'n ou 2-man tent ook daar binne nie. Daai is die tipe goed wat 'n mens alles moet onthou. So jy bepaal jou waarde dan deur die internet te gebruik. Jy kan winkels toe gaan, jy's meer as welkom, veral as dit ouer goed is. Baie kliënte het antieke meubels en dis baie moeilik om dan 'n waarde te bepaal, dit verstaan ons heeltemal. So dan kan jy 'n maatskappy wat met antieke meubels werk, wat spesialiseer daarin, hulle kan 'n waardasie doen daarop en hulle sal dan vir jou 'n waarde kan bepaal. Jy maak daai waarde jou totale huisinhoudwaarde in hierdie scenario wat ons nou gesê het. So dan sal jy sê, elke vertrek het ek in ag geneem, ek het my buitegeboue ook in ag geneem en dan het jy 'n waarde daar. OK, ek verstaan dit. Nou raak ons bietjie prakties. Ek verstaan nou wat die waarde nou is en dit was 'n klomp moeite. Jy weet hoe vlieg tyd. Nou gaan 4, 5 jaar verby en 'n oogwink. Daar's nie elke dag 'n inbraak by my huis nie en nou gebeur die ondenklike en ek het of my huis brand af of ek het 'n inbraak en terwyl ek 'n maand in die Kaap is op vakansie of waar ook al en 'n redelike groot deel daarvan word gesteel. Nou het die waarde van my huisinhoud het verander. Ek het nie daarna gekyk in daai tyd nie. Hoe gaan die feit dat ek nou aanneem dat ek onverseker gaan wees die uitbetaling van my eis affekteer? Ja, so wanneer jy 'n eis het, dit is nou 'n diefstal, dit kan enige tipe skade wees wat 'n versekerde gevaar is, dan gaan die assessor gaan dan kyk na die bedrag waarvoor jy eis. So as dit nou spesifieke lys-items is wat gesteel is, sal jy mos nou daai lys kwotasies voor gaan kry. So dan gaan ons 'n waarde kan bepaal op jou eis. Jou huisinhoud se waarde vir hierdie scenario is R500,000 op jou polis. En dit beteken totale vervangingswaarde van alle inhoud op daai perseel. Die items waarvoor jy eis kom neer op, kom ons sê daar's 5 items gesteel en dit kom neer op R50,000 in totaal. So nou het jy 'n eis wat jy indien vir R50,000. Die assessor gaan na jou huis toe kom. Hierdie is 'n deel wat die kliënte nie weet nie. Hulle is nie hierdie goed verduidelik nie. 'n Assessor kom na jou huis toe om 'n bepaling te doen van die skade en om te kyk waar het hulle toegang gekry tot die woning en te kyk of is daar tekens van inbraak en so. En dan in 'n kliënt se brein dink jy, die assessor is nou by my huis. Ek is gefokus op die goed wat weg is. So hy is gefokus op die goed wat weg is. Hy is nie net gefokus daarop nie. Hy loop deur jou huis, jy gee dalk vir hom koffie, jy sit in die sitkamer en hy kyk na alles om hom wat nog steeds by die huis is. Jou polis is in sy kar of hy het dit voor die tyd op sy rekenaar gesien, so hy weet presies wat op jou polis aangaan. Hy kan baie vinnig net deur rond te kyk, kan hy sien maar hier is maklik R700,000 se goed in hierdie huis. En dan weet jy klaar alreeds dat jy is onderverseker. Die assessor sal sy verslag opstel aan die einde en hy sal met bewyse kom, so dis nooit 'n geval van iemand sê vir jou jy is onderverseker, jammer jy gaan nou minder uitkry en hulle kan nie dit bewys nie. Hulle moet dit altyd aan jou kan verklaar en bewys. So nou gaan die assessor vir jou sy verslag optrek, dit word aangestuur vir die versekeraar. Daar's 'n spesifieke formule wat gebruik word. Alles waarvan ons nou praat is die averyklousule. Dis 'n klousule van toepassing reg oor die polis behalwe met jou motors. Die formule wat gebruik word, gaan ek met jou deel. Dan kan jy dit sommer daar beskikbaar stel vir almal om te sien, want elke versekeraar, dit is 'n standaard formule wat vir almal dieselfde werk. Hierdie formule werk so. Hy kyk na wat is die versekerde waarde op die polis. Dis 500. Hy kyk na wat is die werklike vervangingswaarde wat dit moet wees. Kom ons sê dit moet R1 miljoen wees. Dan is die sommetjie maklik. Dan weet jy is effektiewelik 50% onderverseker. Jou eis wat ingestel is op R50,000 se goed. So dan gaan die versekeraar daai formule toepas om die persentasie uit te werk waarvoor is jy onderverseker, dit word afgetrek van jou eis af. So in ons scenario gaan jy R25,000 se skikking kry in plaas van R50,000,
Wat alright is, as dit net 'n paar goedjies is wat gesteel is. Wanneer jou huis afgebrand het, dan is dit 'n heeltemal 'n ander storie en dan voel jy daai persentasie wat afgetrek is baie meer. So, dis baie belangrik om seker te maak, jou versekerde waarde op jou polis is ingesluit vir absoluut alles teen vervangingswaarde, huidige vervangingswaarde. Bygesê in jou scenario, jy het gevra hoe nou oor die jare, 4 jaar later, ek het nooit gekyk daarna nie, versekeraars en makelaars sal altyd met hernuwing. Jou polis is 1 jaar, het hy 'n dekkingsperiode van 12 maande. Aan die einde van daai 12 maande, dan is dit wat ons noem 'n hernuwing. En met hernuwing sal die versekeraar altyd 10% toepas wat hy op sy inhoud en op sy gebouwaarde en sulke tipe afdelings. Daar is nog ander afdelings, maar in hierdie scenario praat ons nou van 'n persoonlike polis byvoorbeeld. So dan sal, waar dit 500 000 is, gaan dit met die volgende dekkingsjaar voorgestel word, dat dit 550 000 is vir jou inhoud. Jy as kliënt het altyd die keuse, wanneer jy met jou makelaar sit en die hernuwing doen, om te sê, ek verkies dat dit op 500 bly, of weet jy, ons het eintlik 'n hele paar goed aangekoop, ons het aangebou, so ons moes daai nuwe vertrekke volmaak, en dan kan jy ook sê, wat is jou waarde, wat jy eerder wil doen. So in 'n 4 jaar wat verby is, sou daar al reeds 'n 10% eskalasie gewees het, wat toegepas is elke jaar. So hy groei saam, en die rede daarvoor is, hoekom dit toegepas word, is, ons probeer seker maak dat ons ten minste van ons kant af, ons mag nie die waarde bepaal nie, maar ons probeer die kliënt net ten minste 'n bietjie beskerm teen onderversekering. Mense vergeet dat hulle deur die jaar geskenke kry, hulle koop vir mekaar goed, hulle koop dalk iets wat, dis 'n klein ding, maar dis iets wat nogals waarde toevoeg tot hulle bates. So dit is ook hoekom daai 10% daar is. Ons probeer voorsiening maak vir die goed wat bygekom het. So, daai formule sal ek vir julle beskikbaar stel, en dan kan julle presies sien waarvan ek praat. Dankie, dit sal handig wees, want dit berei jou so 'n bietjie voor. 2 goed wat jy opgemerk het, wat vir my belangrik is, en dit is, 'n mens bou aan, of jy koop goed, en 'n mens dink nie 2 keer daaroor nie, die lewe gaan aan, jy is geneig om te vergeet van jou versekering. Dis belangrik om daai waarde te gaan toevoeg. Maar nou in dieselfde asem wil ek sê, om dit net by die waarde van my inhoud te tel, miskien is dit iets wat in my kar saam met my ry, hoe gaan ek te werk wanneer dit vas gevestig in die huis bly, dit beweeg nie rond nie, hoe hanteer ek dit? Ek het al gehoor van die term gespesifiseerde items, wanneer spesifiseer ek nie, en hoekom is daai bepaling daar, wanneer dat ons iets moet spesifiseer? Alright, dis 'n baie goeie vraag, dis iets waaroor ek weekliks praat, so dis goed dat ons sommer dit nou bespreek. Jy sal enige items wat permanent op jou adres, op jou risikoadres op jou polis, jou perseel waar jy woon, né? Enige iets wat permanent daar bly, dit sal deel vorm van jou huisinhoud, afhangende van waar jy verseker is. Al die versekeraars het nie dieselfde reëls nie. Daar is party versekeraars wat sê, solank as wat alles in die woning is en die skade wat plaasgevind het is wel 'n versekerde gevaar, laat dit 'n geldige eis is, dan sal ons dit sommer klaar net outomaties 'n eis indien onder die huisinhoud afdeling. Ander versekeraars sê, daar spesifieke goed wat ons, al is dit by die huis, ons verkies dat dit eerder gespesifiseer word, dit gaan na 'n ander afdeling toe, die alle risiko afdeling. So ons praat oor die huisinhoud afdeling, en dan praat ons van 'n alle risiko afdeling. So, byvoorbeeld goed soos 'n selfoon, of 'n laptop, 'n skootrekenaar, dis spesifieke goed wat sommige versekeraars sal verkies om eerder gespesifiseer te word, al bly dit permanent by die huis. Maar kom ons antwoord nou die vraag. Die huisinhoud afdeling gaan vir jou totale vervangingswaarde gee, waarvoor al jou inhoud in jou woning verseker is. Goed wat jy wegneem van die huis af op 'n gereelde basis, sal nie dekking geniet as dit skade of dis verlore of wat ook al die geval nou is. As dit plaasgevind het weg van die risikoadres af, dan moet dit gespesifiseer wees onder die alle risiko afdeling. Dan weet jy, jy's veilig,
letterlik wêreldwyd. Die alle risiko afdeling gee vir jou wêreldwye dekking. Jy kan vir 2 maande oor see vir jou kind gaan kuier, jy kan bietjie gaan toer vir lank, dan maak dit nie saak of die selfoon nou in Amerika verlore is of gesteel is of wat ook al die geval is nie. Jy sal dekking geniet solank wat hy gespesifiseer is, solank wat jou premie betaal is. Daai voorwaardes is nie 'n probleem dan nie. Iets wat ek net, omdat ons praat oor onderversekering, wil noem. Weer eens, nog 'n ding waaroor kliënte baie onseker is. As jy items gespesifiseer het, kom ons praat van 10 items onder die alle risiko afdeling en as jy hulle almal bymekaar tel, kom dit by R100,000 se waarde uit. En jou huisinhoud afdeling is byvoorbeeld verseker vir R500,000 soos ons vorige voorbeeld. Dan hoef 'n kliënt nie bekommerd te wees, sou die huis afbrand, kom ons sê nou maar die slegste geval wat daar kan wees. Die versekeraar gaan vir jou die R500,000 uitbetaal, en die assessor gaan nie daai R100,000 se items nou gaan aftrek, omdat dit nie ingesluit is by jou huisinhoud nie. Jy betaal individueel vir elkeen van daai items 'n premie elke maand onder die alle risiko afdeling, so ons sal nie sulke items insluit dan as huisinhoud nie. Ons trek daai alle risiko items af van die som af, want jy betaal reeds 'n individuele premie daarvoor. Ja, dankie. Dis 'n breedvoerige antwoord. Ek dink ons gaan die toegevoegde waarde bespreking, die produkte wat die niche-mark en die leemtes aanspreek, dalk in 'n volgende episode bespreek, want ek het nog 2 belangrike vrae en dis uit ervaring rondom my eie inhoudversekering en soos wat 'n mens maar rondry en vakansie hou. Nou gebeur die menslike fout. Ek ry vir 'n week of 2 weke Kaap toe. Ek het aan die binnekant van my skuifdeure oral het ek die produk wat hulle noem 'n trellidor, of kom ons sê dan nou maar 'n veiligheidsdeur, en ek het vergeet om die skuifdeur by my Lapa te sluit, maar die trellidor is wel gesluit gewees. Hoe gaan dit my benadeel? Gaan dit teen my tel omdat ek nalatig is, en daar is die persepsie daar buite dat 'n versekeraar is ook maar net 'n besigheid, hy soek eintlik enige verskoning om my eis af te keer. Gaan hierdie my eis afgekeur word wanneer dit 'n menslike fout is, of is daai tweede veiligheidsdeur wat wel gesluit was, beskerm dit my in die geval van 'n eis? Dit is 'n scenario wat gereeld gebeur. So, jy kry veiligheidsvereistes. Elke versekeraar weer eens, se vereistes sal verskil. Meeste van hulle werk op die basiese minimum veiligheidsvereistes, wat die wering is vir alle oopmaakbare vensters, en dan ook veiligheidshekke vir alle deure wat na buite kan gaan. So 'n voor- en 'n agterdeur, 'n skuifdeur soos jy nou genoem het. As die kliënt net daai 2 vereistes het, en hy voldoen daaraan, dan geniet hy outomaties diefstal en inbraakdekking, of die perseel bewoon is of nie. Die enigste ding wat altyd 'n goue reël is, daar moet altyd tekens van kragdadige in- of uitbreek wees. Die feit dat die veiligheidsdeur, die skuifdeur, nie gesluit was nie, maar die veiligheidshek wat voor hom is, wel gesluit is, beteken, hulle gaan nog steeds daai hek moet oopbreek, een of ander manier, om toegang tot die woning te kry. As hulle daai tekens teenwoordig het met 'n eis, dan gaan die diefstal eis nog steeds betaal kan word, want dit is die voorwaarde wat hulle koppel aan hulle minimum veiligheidsvereistes. As jy byvoorbeeld vir my gesê het, ek het die diewering in die veiligheidshekke, maar ek het ook met 'n sekuriteitsmaatskappy in die area 'n gekoppelde alarm laat installeer. Hulle het gewapende reaksie, so as hierdie alarm afgaan, dan kom hulle met hulle wapens daaraan en hulle kan dadelik reageer. As dit die geval was, dan sou die gekoppelde alarm 'n klousule getrigger het, wat ons die alarmklousule noem, wat beteken, daai alarm moet geaktiveer wees ten alle tye wat die woning onbewoon gelaat word. Dit is die kernwoord daar. As jy by die huis is, en jy is besig om 'n storie te kyk, die familie is besig om te braai, wat ook al die geval is, dan is daar nie 'n vereiste dat die alarm geaktiveer moet word nie. So ek antwoord die vraag nou net van 'n ander kant af ook, want kliënte het dalk vergeet om die deur te sluit, daar is 'n veiligheidshek, hy is gesluit en die alarm is geaktiveer. Dan het jy aan al die vereistes nog steeds voldoen en die versekeraar het geen rede dan om die eis af te keer.
maar sy alarm nie geaktiveer was nie, of hy werk al vir baie lank nie, hy word nie gereeld getoets nie, enige van daai probleme, dan sal hulle, irrelevant of daai hekke gesluit was of nie, die alarm, hy neem al die ander vereistes oor, so dan sal hulle glad nie uitbetaal nie. Dankie, dit gee vir ons baie duidelikheid daaroor. En dan 'n laaste vraag, terwyl jy toe nou die alarmmaatskappy noem, toe dink ek sommer so raak daaraan, soos wat ons maar kuier by mense, sien ek baie keer ek wil nie sê roekeloosheid nie, want 'n mens moet prakties ook wees, maar laat die afstandbeheer aktiveerders van die hekke en die alarms, jy weet, dit lê oral en dit hang openlik op sleutelhouers by die deur en sulke dinge. Nou het ek dalk 'n huiswerker of 'n tuinwerker wat 'n ander persoonlikheid het wat ek nie van kennis dra nie. Hy weet dalk of sy weet dalk ek gaan nou vir 'n week Kaap toe. Hulle gryp een van my remotes en ek is nie bewus daarvan nie. Terwyl ek weg is, deaktiveer hulle die alarm. Hulle het toegang tot die huis want hulle het die remote. Het ek 'n saak? Het ek 'n verweer in daai omstandighede of is dit uit en uit nalatigheid? Ek gaan sommer net as Shanae die makelaar antwoord. Ek gaan nou glad nie van versekeraars praat nie. Wanneer ek so 'n geval kry en ek doen, dan wat ons praat van jy hanteer 'n eis op meriete. Ons verwys hierdie soort gevalle nog steeds na 'n versekeraar toe en ons motiveer dit deur een van die beginsels in versekering is goeie trou. En die kliënt het alle plig tot versigtigheid reeds geneem. Hy het sy stappe in plek gehad. Kan 'n mens, iewers moet 'n mens die streep trek, waar gaan jy die menslikheid in 'n situasie nie meer raak sien nie? Wanneer gaan jy 'n kliënt penaliseer vir iets wat hy glad nie van kennis gedra het of toestemming voorgegee het nie? So daar is 'n fyn lyn tussen hierdie soort goed. As 'n mens jou scenario nou vat en jy maak 'n polisbewoording oop en jy kyk na die reëls, dan gaan hulle sê nee. Hier is nie 'n eis nie. Ek verwys hierdie soort eise terug na 'n versekeraar toe. Eerstens, want ek is 'n makelaar, dit word van my verwag om vir my kliënt te veg en vir hom op te staan. En van daar af dan sal ek ook my motivering saamgee. Baie keer kan 'n kliënt gepenaliseer word vir iets wat werklik nie verhoed kon word nie. Dit is uit en uit, soos die bewoording praat in Engels van 'n sudden and unforeseen circumstance of incident. So, ek sal so iets verwys, ek sal al die bewyse kry wat moontlik is. As 'n kliënt kameras het op sy perseel wat beeldmateriaal opneem en lank genoeg ten minste hou, sodat dit beskikbaar gestel kan word vir die versekeraar, dan het jy meer as genoeg bewyse in elk geval. Ek verstaan nie almal het kameras nie. Dit is iets wat ek net wil bysê, sommer net so tip. Dit help jou eis ontsettend baie. Vat dit nou van 'n makelaar af wat baie verskillende eise sien elke dag. Al kry jy vir jou net 2 kameras voor en agter, net een elk. Dit help jou verskriklik baie wanneer jy 'n eis het wat jy glad nie kan bewys nie. Maar goed, die antwoord is ek sal so 'n eis verwys na die versekeraar toe. Ek sal so 'n eis op meriete wil hanteer en 'n mens kan ook na 'n kliënt se eisgeskiedenis kyk. Jy kry 'n baie goeie gevoel oor die jare. Is hierdie 'n kliënt wat geneig is om elke kort te eis, al is dit vir klein bedrae? Ek het geen probleem, ek verstaan 'n mens betaal versekering, jy kan nie noodwendig ewen 'n klein eis bekostig op 'n sekere tyd nie. Ons almal gaan deur sulke tye. Maar 'n mens kry 'n goeie idee van wat se tipe agtergrond 'n kliënt het. As die kliënt werklik net een keer eis, dit was 'n groot insident geweest. Dit help ook jou saak. Dit gee ons ook meer ammunisie om 'n eis te kan motiveer by die versekeraar. Dankie, dis 'n redelike duidelike antwoord. Dus met ander woorde, die finale besluit lê by die versekeraar. 100%. Jy as makelaar kan my net verteenwoordig so goed as wat jy kan. My geskiedenis speel 'n rol rondom die meriete van my eise in die verlede. Net vir interessantheid, is daar al sulke eise wat goedgekeur was? Ja. Goed, so daar's daar 'n dit hoop in die gaan. tonnel. En as ek teruggaan na ons eerste geselsie, daai plig tot versigtigheid, dink ek,
kom telke male terug, maak nie saak na watter versekering 'n mens verwys nie, jy moet altyd jou verantwoordelikheid nakom. Die feit dat jy 'n premie betaal beteken nie noodwendig dis nou maar fyn. Die eis, hulle moet die eis dek nie. Ek het ook 'n verantwoordelikheid en jy het uitgewys met ons eerste geselsie. Die doel van versekering is om jou teen daai werklike groot lewensveranderende ervaring en gebeurtenis te beskerm. Dis nie Ja. om geleentheid te skep om elke klein dingetjie te eis nie. En daai premie wat jy betaal is eintlik vir daai groot insident wat gebeur wanneer jy regtig die versekering nodig het. Soos jou hele huis wat afbrand. As jy nie onderverseker is nie en jou huis brand af en jou geboueversekering is ook in plek, dan gaan jy natuurlik 'n goeie eis hê en dan het jy gemoedsrus, maar 'n ou betaal in daai premie daarvoor en ek dink wat ek ook vandag by jou hoor is 'n mens moenie geld spaar in R200 'n maand, R300 'n maand se premie probeer spaar en wanneer jou huis afbrand kry jy net die helfte van jou waarde eis nie, want jy het soos die ou mense gesê het, penny wise and pound foolish. So nou ter afsluiting oudergewoonte, 3 vinnige tips. Ons het nou hoofsaaklik net gepraat oor huisinhoud en dan gespesifiseerde items. Som op as jy 3 goed vir die man in die straat wil sê, die huiseienaar. Wat Yes. sou jy vir hulle sê? Ek sou sê, maak seker jy verstaan wat beteken die aweryklausule en die nagevolge daarvan om onderverseker te wees. As jy nie iemand ken met wie jy kan praat nie, dan is jy welkom om my te kontak. My besonderhede is weer beskikbaar. Ek is daar om advies te lewer. So kontak gerus vir ons. Dan as jy 'n inventaris kan kry en jy kan daai ding voltooi 100%, andersins kan jy 'n maatskappy wat spesialiseer met waardasies, jy is welkom om hulle ook op die internet op te soek. Jy kry waardeerders wat spesifiek net op losstaande goed waardeer en nie net noodwendig geboustrukture nie. Hulle sal vir jou rekening gee as vir jou eie rekening. Ek wil net dit ook noem. En dan laastens, kyk laat jou vereistes op jou polis, laat jy verstaan wat dit is, soos byvoorbeeld die veiligheids vereistes, jou sekuriteitsvereistes. En as jy nie verstaan wat op jou polis aangaan nie, dan kontak jy jou makelaar. Dankie, Shadow, dis 'n mond vol. Ons het baie dinge bespreek, maar ek dink tog die goed wat ons vandag bespreek het, spreek 'n hele paar van die grys areas en vra in die meeste versekerde mense, maar wat soos wat jy gesê het, ou vat nie daai 3, 4, 5 bladsye en jy lees daai regstegniese terme in detail nie, want dis oor 'n ou se kop. En hierdie maak dit duidelik in normale terme sodat 'n mens verstaan ten minste wat die breër betekenis en implikasies is. Dankie, ons gesels volgende keer weer en los vrae en opmerkings in die opmerkingsgedeelte en dan kan ons verdere besprekings ook rondom dit hê. Stuur vir my daai inligting wat jy graag wil deel en dan sluit ek dit in die opsommingsgedeelte van die episode. Dankie Shanae, ons praat weer volgende keer. Dankie almal vir die saamkuier. Bye.